Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en ons vertrou dat u ook 'n goeie nagrus gehad het en dat hierdie dag vir u 'n wonderlike dag sal wees in die Here Jesus. Nou wat die wilde honde betref, is dit nogal baie interessant hoe hulle vroeër jare amper heeltemal uitgewis is. En dit vanweë die onkunde wat daar bestaan het oor hulle jagmetodes. Dit het meegebring dat hulle as ongediertes gebrandmerk is, wat geen bestaansreg het en voor die voet geskiet is of vergiftig is dan ook. 'n Beloning is selfs aangebied vir die stert van 'n wilde hond, 5 shillings, of selfs meer vir die hele karkas, 7 shillings en 6 pennies. Nou die eliminasie van die roofdiere, veral wilde honde, is deur die provinsiale administrasie aangemoedig, en tussen 1911 en 1934 is meer as 369.000 pond daaraan bestee. Selfs Harry Woliter het erken dat hy in die vroeë 1900s ook wilde honde uitgeskiet het. Die praktyk is eers in 1931 in die Kruger Wildtuin gestaak. Uitdunning is in die meeste ander gebiede eers in 1970 gestaak. Nou lieve vriende, dit is ongelooflik om te dink dat dit is hoe hierdie diere hanteer was en daarom nou seker vandag 'n bedreigde spesie. En nou sien ons ook wanneer ons by Korintiërs kom of 2 Korintiërs kom en Paulus die stryd wat daar was, hoe hy dit hanteer het. In elke kind van die Here se lewe sal daar sekerlik stryd kom. Elke kind van die Here wat die Here in waarheid en opregtheid dien, daar sal stryd kom. Mense wat dinge sal teëstaan. Ons lees daar in 2 Korintiërs 10 vers 1, en ek self Paulus bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus, ek wat in julle teenwoordigheid wel nederig is onder julle, maar in my afwesigheid moedig teenoor julle. Ek smeek dan, dat as ek teenwoordig is, ek nie moedig hoef te wees met die vertroue waarmee ek meen om dit aan te durf teen sommige wat reken dat ons volgens die vlees wandel nie. En hier kom Paulus en hy openbaar sy hart so bietjie oor die stryd wat hy voer as gevolg van die mense in Korinte of oor sommige mense in Korinte en dat hulle om eintlik van 'n valse ding beskuldig dat hy volgens die vlees wandel. Nou lieve vriende, hoe het hy toe hierdie stryd hanteer? Kinders van die Here, dit is baie belangrik dat ons stryd op die regte manier hanteer. En wanneer daar 'n vleeslike aanslag is die antwoord nie om vleeslik te wees nie. 2 Korintiërs 10 vers 3 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. En jy weet, dit is seker die een groot hartseer in baie gevalle in baie gemeentes en baie kinders van die Here se lewe, is dat hulle voer 'n vleeslike stryd teen mekaar en ook so natuurlik tot nadeel en skade van die werk van die Here. Ons wapens wat ons moet gebruik en terwyl Paulus het baie duidelik om sê dit moet geestelik hanteer word, moet ons as kinders van die Here seker maak dat ons enige stryd wat daar is op geestelike wyse hanteer. Nou kom sê in vers 4 dan ook, hy sê, want ons wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Met ander woorde, ons wapens wat ons moet gebruik is geestelike wapens, God se wapens wat hy vir ons gegee het, gebed, geloof, 'n heilige lewe, 'n vaste vertroue in die Here, gehoorsaamheid. En lieve vriende, dis die wapens wat ons moet gebruik, geestelike wapens wat God vir ons gegee het, die woord van God, wat sekerlik aangewend moet word en nagevolg moet word, en gehoorsaamheid daarvolgens opgetree word. Dis die wapens wat ons moet gebruik. En terwyl hy in 2 Korintiërs 10 vers 4 sê, ons wapens in ons stryd is nie vleeslik nie, kom sê hy ook dat hierdie wapens is kragtig deur God om vestings neer te werp. En ons moet dit weet, dit is die wapens wat die Here aan die kinders van God kom gee het. Dis kragtig, omdat dit sekerlik deur God is, en van die Here is, en dit werp vestings neer. Maak nie saak hoe sterk die vesting is nie, maak nie saak hoe goddeloos, maak nie saak hoe ver iemand van die Here af is nie, die Here se wapens is kragtig om vestings neer te werp. En hoor verder wat hy sê, terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem, tot gehoorsaamheid aan Christus. Dit is die wapens wat ons het, kinders van die Here. En daarom as ons die stryd meer geestelik sal
voer, sal daar meer oorwinnings wees. So as ons geestelike kinders van God word, en nie vleeslik nie, sal daar baie meer oorwinnings wees dan ook. Dan, liewe vriende, kom sê hy ook in vers 17, maar wie roem, moet in die Here roem. Want nie hy wat homself aanbeveel, die is beproef nie, maar hy wat deur die Here aanbeveel word. En daarom kom staan hy daarop en hy sê, dit wat ek doen, doen ek oor die Here my daar gestel het. Nie oor ek myself of enige mens my aangestel het nie, maar ek doen dit vir God. En dit is hoe ons 'n stryd moet voer. Wat ons doen, doen ons vir die Here. En mag die Here help dat u op 'n plek sal wees om geestelik te wees, tot eer van die naam van die Here. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie dat u vir ons kragtige wapens gegee het as u kinders, geestelike wapens, en dat ons daarop sal steun en nie op die vlees nie. Amen.